boodskap van ons reeks oor die krone, die jaar van die krone. En ons het gesê in Openbaring 22 vers 12, sê die Here Jesus, kyk, ek kom gou, en my loon is by my om elkeen te vergeld, soos sy werk sal wees. Contemporary English version sê dit op 'n beter manier, hy sê, then I was told I'm coming soon, and when I come I will reward everyone for what they have done. So die Here Jesus sê, ek het 'n beloning, wat ek saam met my bring, my beloning, en ek sal elkeen beloon volgens sy werke. Ons het hierdie heerlike versekerende beloning is, wat wag op ons as kinders van die Here. En hierdie beloning, het ons gesien, word bepaal deur my werke. Die werke waarin ek wandel na my bekering en na my wedergeboorte. Jesus Christus is die Here. Hy is die Here op hierdie aarde, sowel as die Here in die hemel. Hy is van altyd Here. Maar hy is ook die Here in wie se diens ons staan. En daar's belonings wat ons wag, 'n erfenis wat aan ons beloof is, krone wat aan ons weggesit word. En ons gaan beloon word volgens ons werke wat ons hier op aarde verrig het. Die Bybel leer ons dat ons deur die Here God geskape is, of wedergebore is in Christus Jesus, en ons is geskape tot goeie werke, wat God alreeds voorberei het vir ons, sodat ons daarin kan wandel. En hierdie werke is waarvoor ons belonings of krone gaan ontvang. Daarom is dit absoluut noodsaaklik dat ek as bloedgewaste kind van God in alle opsigte, in alle areas en alle aspekte van my lewe gelei en geleer sal word deur die Heilige Gees en deur die kosbare woord van God. Nou ons het verlede keer die eerste 3 krone behandel. Die eerste wat ons gepraat is die kroon van verlossing, the crown of salvation. En dit is die versiering waarmee die Here God ons gaan kroon en ons gaan gee vir die wat met 'n nederige hart en met 'n ootmoedige gees voor die Here leef en wandel. Dan het ons in die tweede plek gesien die sierlike of pragtige kroon, die kroon van pragt en grasie, the crown of splendor sê die Engels. Dit is die glorieryke kroon wat die Here God aan diegene sal gee wat daagliks soek en bid vir wysheid, vir die wysheid, vir goddelike wysheid, insig en kennis. En gekoppel aan hierdie goddelike wysheid en kennis is die vrees van die Here. En my lewe wat ek lei in absolute respek en eerbied en ontzag vir die Here God. Die derde een wat ons gesien het is die kroon van goddelike seën, the crown of blessings, wat weggelê is vir die regverdiges. Regverdiges is die wat in die bloed van Jesus gewas is, deur sy genade wedergebore en gered is. En die regverdiges het ons gesien word gekenmerk, daar is 'n kenmerk in 'n lewe, daarin dat ons daagliks ons lewe lei met God se soort geloof, met goddelike geloof. En goddelike geloof op God se soort geloof word geproduseer en kom voort in my lewe deur my innige en intieme verhouding met die Here God, met die Heilige Gees en met sy kosbare woord. So ons gaan vandag nou kyk na die volgende 3 krone, of eintlik 4. Maar dit is 4 krone, want die laaste 2 is gekombineer. Maar ons gaan vandag kyk na hierdie 4 krone. Nou die volgende kroon is die kroon van ewige vreugde en blydskap. The crown of everlasting joy and gladness. Nou lees ons in Jesaja 35 vers 10. En die losgekooptes van die Here sal teruggaan, en na Sion kom met gejubel en ewige vreugde sal op hulle hoof wees. God sit iets op hulle hoof. Vreugde en blydskap sal hulle verkry, maar kommer en gesig vlug weg. Die New International Version sê dit nou 'n bietjie anderster. Hy sê, and those the Lord has rescued, die losgekooptes, they will return. They will enter Zion with singing. Everlasting joy will crown their heads. Gladness and joy will overtake them, and sorrow and sighing will flee away. Hierdie losgekooptes
teenwoordigheid van die Here God te vertoef. Ek is losgekoop en ek begeer om by God te wees, om in sy teenwoordigheid te wees, om na Sion te kom met gejubel en met lofsange. Nou Sion is 'n berg wat by Jerusalem was. Dit word genoem die heilige berg of die berg van die Here. Maar in die geestelike realm, dui Gion op 'n plek of 'n realm waar die losgekooptes van die Here God saam met hom kom inwoon en hom dien en vrees onder sy beskerming en sy bewaring en sy heerskappy. Ons lees in Psalm 50 vers 2, uit Sion, die volkomenheid van skoonheid, verskyn God in ligglans. So die glansryke heerlikheid van God is in Sion. En vanuit Sion kom hierdie heerlike ligglans. Die Passion Translation sê, God's glory light shines out of the Zion realm with the radiance of perfect beauty. Met perfekte skoonheid uit die Sion realm kom hierdie heerlike glorie lig van God. The Brenton's English Septuagint sê, out of Zion comes the excellence of his beauty. So Sion het te doen met die absolute perfektheid en die skoonheid van die Here God en sy heerlikheid. Dit is die realm, die plek van sy heiligheid, van sy heerlikheid, die plek waar sy ligglans van heerlikheid skyn en inwoon. En ons het 'n woord daarvoor, die Shekinah heerlikheid van God is in Sion. Met ander woorde, as ons dit moet terugvat na ander skrifte, dan praat ons van die skuilplek van die Allerhoogste en die skaduwee van die Almagtige. Psalm 91 vers 1 sê, hy wat in die skuilplek van die Allerhoogste sit, sal vannag in die skaduwee van die Almagtige. Die losgekooptes, die wat gered is, het 'n geliefkoeste plek. Al die dae van my lewe, terwyl ek in Christus Jesus my lewe lei, en hierdie geliefkoeste plek is die skuilplek van God, die skaduwee van die Almagtige. Daar waar God in sy Shekinah heerlikheid woon. Nou skryf Petrus van die wat losgekoop is daar in 1 Petrus 1 vers 17 tot 20. Hy sê, as julle hom as Vader aanroep, wat sonder aanneming van die persoon oordeel, volgens elkeen se werke, wandel dan in vrees gedurende die tyd van julle vreemdelingskap, dis terwyl ons op aarde is. Omdat julle weet dat julle nie deur verganklike dinge, silwer of goud, losgekoop is uit julle eie lewenswandel, wat deur die Vader oorgedeel is nie, maar deur die kosbare bloed van Christus, soos 'n lam sonder gebrek en vlekkeloos. Liewe vriende, as ek die Here Jesus bely as my Here en as my saligmaker, as ek hom aangeneem het as die Here van my lewe, dan sê die Bybel, is ek losgekoop deur die bloed van Jesus. En wanneer ek losgekoop is deur die bloed van Jesus, dan roep die Bybel elke persoon, elke losgekoopte op, om op die weg van heiligmaking en vrees en in die vrees van die Here te wandel. Een Engelse vertaling sê, live each day with holy awe and reverence throughout your time on earth. Lewe elke dag met heilige ontzag, met eerbied teenoor die Here God, gedurende my tyd of my lewe wat ek hier op aarde het. Ek is 'n losgekoopte deur die bloed van Jesus. En die losgekooptes, die wat gered is, wat met heilige eerbied en respek en lewe van heiligmaking najag en leef in die vrees van die Here. Halleluja, ons sal 'n kroon ontvang in die hand van die Here van ewige vreugde en blydskap. Goed. Nommer 2. Die kroon van skoonheid, the crown of beauty. Jesaja 61 vers 3 sê om vir die treurendes in Sion te beskik, dat aan hulle gegee word sieraad vir as, vreugde oor die vertredigheid, 'n gewaad van lof vir 'n verslae gees, sodat hulle genoem kan word terebinte van geregtigheid, 'n planting van die Here tot sy verheerliking.
Nou daardie woordjie sieraad in die Hebreëus dui op 'n hooftooisel. Nee, jy weet dat is 'n hooftooisel, nee. Iets wat op jou kop is. 'n tulband, het jy al van 'n tulband gehoor? Of 'n kroon. En dit is 'n baie mooi kroon. Want een van die Engelse vertalings sê beauty for ashes. Skoonheid vir wat? As. In die Bybelverklaring sê the word beauty has in mind a beautiful crown or head ornament. En die woord beauty dui op 'n pragtige kroon. En hy sê verder, here the ashes are replaced with a beautiful crown. God gaan die treurigheid in 'n kroon vir jou gee. 'n kroon, 'n pragtige kroon van skoonheid. Die New International Version sê, and provide for those who grieve in Zion, to bestow on them a crown of beauty instead of ashes, the oil of joy instead of mourning, and a garment of praise instead of a spirit of despair. They will be called oaks of righteousness, a planting of the Lord for the display of His splendor. Die Here sê die wat treurig is en die wat treur en verslaaf van Jesus, vir hulle is daar 'n sieraad, 'n hoofbedekking, 'n kroon van skoonheid wat op hulle wag. Nou vra ons die vraag, wie is die treurendes? Wie is die verslaaf van gees? Verslaaf van gees beteken diegene wat daagliks bely en erken en leef onder hierdie erkentenis dat ek absoluut en geheel en al van die Here God afhanklik is, van die leiding van sy gees. Ek kan nergens gaan niks doen, nie een tree gee sonder die leiding en die insprake van die Heilige Gees in my hart. Dis diegene wat met absolute ontzag en eerbied vir die woord van God lewe om daarvolgens te wandel en te handel. Maar die Here God sê in Jesaja 66 vers 2, maar op hierdie een sal ek let op hom wat arm is en verslaaf van gees en wat bewe vir my woord. Verslaaf van gees, bewe vir die woord. En wie is die treurendes? Baie wonderlik om te dink, as die treurendes die wat deeltyd huil. As die wat nou sulke verskriklike omstandighede het dat hulle net deeltyd treurig is. Nee. Die treurendes is diegene wat onder die moeilikste omstandighede, baie swaar kry en vervolging, bespotting, teenkanting en verdrukking, nog steeds met volharding die woord van God saai in ander se lewe en getuig van Jesus Christus. Al word ons bespot, al kry ons teenkanting, al hou die mense nie daarvan nie, maar met geloof in ons harte saai ons die woord omdat ons weet en glo dat die Here God sal groei plaasvind en vrugte voortbring. Psalm 126 vers 5 en 6 sê, die wat met trane saai, sal met gejubel maai. Hy loop alweer in been en dra die saadkoring. Hy sal sekerlik kom met gejubel en sy gerwe dra. Treurend is ons in hierdie wêreld. Saai die woord. Want eendag weet ons dat daar 'n vrug sal voortkom uit die saad wat ek gesaai. Die Here Jesus sê, die saaier saai die woord. So die saadkoring in die geestelike riem dui op die saai van die woord van God. Die woord van God. Deur my prediking. Ek is vanoggend besig om te saai in ons midde, in jou gees en in my gees. Deur ons getuienis. Wanneer ons by mense kom en ons getuig deur ons woorde, deur ons dade van die Here Jesus Christus. Deur my leefstyl, hoe ek leef en hoe ek God soek. Deur my gebede. Want ek bid vir die wêreld wat verlore is. En ons moet onthou, baie belangrik, die Bybel sê 2 Timoteus 3 vers 12, en almal wat ook godvrugtig wil lewe in Christus Jesus, sal vervolg word. Ons moet weet dat ons in 'n wêreld leef wat nie hou van die Here nie. Of dink jy die wêreld hou van Jesus? Nee. 'n wêreld wat Gods vrug verag en haat. 'n wêreld wat diegene wat God
verlede. Roep ons na die wat verlore is, in ons familie, in ons vriendekring, in ons samelewing, met ons leefstyl, lewe ons 'n godvrugtige lewe uit. Die Bybel praat van 'n man met die naam van Lot. Petrus skryf in 2 Petrus 2 vers 7 tot 8, hy sê, en die regverdige Lot gered het, daar uit Sodom en Gomorra. Hoor wat sê hy van hom, wat hom baie gekwel het, oor die losbandige lewe van die siedelose mense. Wat deur wat hy gesien en gehoor het, het die regverdige man wat onder hulle gewoon het, dag vir dag sy regverdige siel gepynig oor hulle wettelose werke. Lot het getreur oor die mense van sy tyd. Hy het sy regverdige siel gekwel, gepynig oor die goddelose werke. Zeer sekerlik het hy nie stil gebly nie. Zeer sekerlik het hy getuig met sy lewe, met sy dade oor die God van Israel of die God van Abraham. Nou sê die Here Jesus, baie belangrik, hy sê die laaste dae sal wees soos in die dae van Lot. Sedelose mense, goddeloosheid sal toeneem, korrupsie. Ons leef in hierdie dae, ons sien dit, ons hoor dit. Ek pla dit ons hier binne, treur ons oor die goddeloosheid van ons dorp. Is ons deel van die wat die Here God daagliks soek en treur oor ons mense, oor ons land, oor ons mensdom in hierdie laaste dae. Is ek en jy 'n Lot vir hierdie goddelose wêreld? Getuig van die grootheid van God. 2 Timoteus 4 vers 2 sê, verkondig die woord, hou aan tydig en ontydig. Liewe vriende, ons harte behoort vir hierdie wêreld te wees wat in goddeloosheid is. Vir mense wat sonder Jesus Christus is en wat hom so nodig het. En in ons harte treur ons, is daar pyniging, 'n wroging vir diegene wat sonder God is. Ja, ons kry swaar, ons word vervolg, ons word verdruk, ons ervaar teëkanting, maar ons bly aanhou om die saad van die woord te saai. Deur ons woorde, deur ons dade. En weet jy wat die Bybel sê? Daar wag vir ons 'n pragtige kroon. Die versiersel van God, van skoonheid in die hand van die Here. Nou wil ek laastens oor 2 krone gelyk praat. Die rede hoekom ek dit wil doen is omdat hierdie 2 krone albei te doen met die wedloop, met die wedstryd van die lewe. Met ander woorde, met my lewe op hierdie aarde, hoe ek my lewe lei op hierdie aarde. Paulus sê in 2 Timoteus 4 vers 6 tot 7, hy sê, want ek word al reeds as 'n drankoffer uitgegiet, en die tyd van my heengaan is naby. Ek het die goeie stryd gestry, ek het die wedloop volëindig, ek het die geloof behou. Paulus sê, ek is naby aan die einde van my lewe. Ek weet dat ek binnekort gaan hulle my doodmaak vir my getuienis. Maar ek het die goeie stryd gestry, ek het aangehou en die wedloop volëindig. En ek het die geloof behou. So kan ek en jy dit getuig vanoggend. Ons lewens is 'n wedloop, sê die Bybel, 'n wedstryd van die geloof. Die Hebreërs skrywer skryf die volgende, Hebreërs 12 vers 1 en 2 sê, daarom dan terwyl ons so groot wolk van getuies rondom ons het, laat ons ook elke las af en die sonde wat ons so maklik omring, en met volharding die wedloop loop wat voor ons lê, die oog gefestig op Jesus, die leidsman en volëinder van die geloof. Laat ons hierdie wedloop van die lewe met volharding hardloop. Want die Bybel sê, wanneer ons die wedloop of die wedstryd van die lewe suksesvol aanhandel het, wag daar vir ons krone. En hierdie krone is, eerstens, die onverwelklike kroon, of die kroon wat nooit kan vergaan, the incorruptible or imperishable crown. En tweedens, die kroon van oorwinning, die oorwinnaarskroon, the crown of victory. Nou ons lees van die onverwelklike kroon, die kroon wat nooit sal vergaan nie, in 1 Korintiërs 9 vers 25. Hy sê, en elkeen wat aan die wedstryd deelneem, onthou hom in alles. Hulle nog
lees ons in 2 Timoteus 2 vers 5. Hy sê en verder as iemand aan die wedstryd deelneem, word hy nie bekroon as hy nie volgens die reëls gewedijwer het. Een Engelse vertaling praat van the victor's crown, die oorwinnaarskroon. Nou, wat is die verskil tussen hierdie twee krone? Want dit is nie dieselfde nie. Maar al twee is gekoppel aan die wedstryd of die wedloop van die lewe. Kom ons kyk bietjie daarna. Kom ons kyk eers die onverwelkelike kroon wat nooit sal vergaan nie. Die New International Version sê, everyone who competes in the games goes into strict training. They do it to get a crown that will not last. For we did not get a crown. For we do it to get a crown that will last forever. Jammer vir die Engels hoor. Ek is 'n Afrikaner boer. Die Berean Study Bible sê, everyone who competes in the games trains with strict discipline. They do it for a crown that is perishable, but we do it for a crown that is imperishable. Let wel. Jou vertaling sê, elke wat die wedstryd deelneem, onthou hom in alles. Daardie sinnetjie onthou hom in alles beteken, ek gee myself oor aan die strengste opleiding en dissipline. Ek onthou my in alles. Strict dissipline. Ek is bereid om toegerus te word. Ek is bereid om geleer te word. Ek is bereid om onderrig te ontvang in hierdie wedstryd van die lewe, sodat ek dit suksesvol en tot eer van die Here God kan hardloop en kan voltooi. Jy weet, daar is baie mense wat baie swaar is om geleer te word. Hy hoor nie. Gaan met die een oor in en die ander oor uit. Baie van hulle is pastore. Maar as ek onrigbaar, as ek leerbaar, as ek bereid om toegerus te word, onderwerp ek my aan die Heilige Gees dat hy my kan leer en lei en onderrig in die dinge van God. Is ek bereid om my te onderwerp aan bedieninge en aan mense wat die Here God geroep het, opgewek het, om man en vroue toe te rus. Mense en vroue wat, man en vroue wat geestelik sterk is in die Here en in sy woord. Wat deur God gesalf is om die Heiliges toe te rus vir hulle dienswerk. Om hierdie wedstryd van die lewe suksesvol en goed af te lê, moet ek toegerus wees. Moet ek onderrig word in die dissiplines van die Gees. Die 2020 Afrikaanse vertaling sê, almal wat deelneem, pas in alle opsigte dissipline toe. Ek moet myself beoefen in Gods vrug. En die Heilige Gees toelaat om my in Gods saligheid toe te rus. Ek moet die Heilige Gees in die woord toelaat om my te skool in die dissiplines van die Gees. Paulus skryf in 1 Timoteus 4 vers 8, want die liggaamlike oefening is tot weinig nut. Hy sê nie dit is nutteloos, hy sê dit is tot weinig nut. Dit is nie baie nuttig nie. Maar die godsaligheid is nuttig van alles, omdat dit die belofte van die teenwoordigheid en die toekomende wêreld het. Dissipline, godsaligheid, godsvrug, geoefen in die godsvrug. Indien ek nie gedissiplineerd is in my geestelike lewe, in die dissiplines van die Gees en die Heilige Gees nie toelaat om my toe te rus en te oefen in godsaligheid nie, sal ek dalk, en ek sê dalk, die wedloop voltooi, maar met baie moeite. En ek sal nie die onverwelkelike kroon, wat nooit sal vergaan nie, ek sal nie verkry. Die Amplified Bible sê, now every athlete who goes into training conducts himself temporarily and restricts himself in all things. They do it to win a wrath that will soon wither, but we do it to receive a crown of eternal blessedness that cannot wither. A crown of eternal blessedness. As jy bereid om toegerus te word, as jy 'n nederige persoon wat sê Heilige Gees leer my, lei my. Ek is geleer dat U my sal beraad maak
as iemand aan 'n wedstryd deelneem, word hy nie bekroon as hy nie volgens die reëls gewedijwer het nie. The New International Business says similarly, anyone who competes as an athlete does not receive the victor's crown except by competing according to the rules. Julle kan ons ook lees wat daar staan, hè? The Passion Translation said, an athlete who doesn't play by the rules will never receive the trophy. So remains faithful to God. The New Life Version said, anyone who runs in a race must follow the rules to get the crown. Die winnaarskroon is vir diegene wat die wedstryd hardloop, volhardend die wedloop loop tot aan die einde toe, maar wat hom hardloop volgens die reëls. Wat hom hardloop volgens die reëls. Jy kan lewe tot aan die einde van jou lewe en jy kan 'n vergeefse lewe geleef het as jy die wedloop nie gehardloop het volgens die reëls. En die reëls is die wil van die Here God. Dit wat God se hart gedagte is. Wat geopenbaar word deur die Heilige Gees, deur die woord van God. Daarom moet ek tyd maak met die woord. Tyd maak met die woord van God. Verhouding bou met die Heilige Gees, wat die woord geïnspireer het en wat hierdie woord in my lewe openbaar en 'n lewende werklikheid maak. So ek sê, eintlik, ek met die wedstryd hardloop as 'n dader van God se woord. Jakobus sê daar Jakobus 1 vers 22 en vers 25, en word daders van die woord en nie net hoorders wat julle self bedrieg. Vers 25 sê, hy wat diep insien die volmaakte wet van die vryheid en daarby bly, sal met nie 'n vergeetachtige hoorder is nie, maar 'n dader van die werk gelukkig wees in wat hy doen. Natuurlik moet ek die woord kan hoor. Ek moet 'n hoorder wees van die woord, maar ek moet nie net daarby bly nie. Ek moet ook 'n dader van die woord word, van die woord uitleef wat hom hoor en dan in absolute gehoorsaamheid uitleef en doen. Hy sê, dan sal ek suksesvol wees. Dan sal ek gelukkig wees in alles wat ek doen. Ja, ek moet eendag kan uitroep soos Paulus, 2 Timoteus 4 vers 7, waar hy sê, ek het die goeie stryd gestry, ek het die wedloop volëindig, ek het die geloof behou. Liewe vriende, ons mag nie bloed verloor nie. Ons mag nie uitsak nie. Ons mag nie halfpad gaan lê en sê, ek kan nie meer nie. Dis wat die duiwel wil hê. Die duiwel wil so graag van ons, hy wil ons so graag beroof en ons verloorders maak. Daarom bring hy allerlei omstandighede en situasies in my lewe, hindernisse, versoekinge, om my te verhinder, dat ek hierdie wedloop nie met sukses kan hardloop volgens God se reëls. Maar die Here Jesus bemoedig ons, en hy sê in Openbaring 3 vers 11, kyk, ek kom gou, hou vas wat jy het, sodat niemand jou kroon kan neem nie. Maar nie toelaat dat die duiwel jou beroof van jou beloning nie. Hou vas wat jy het, maak tyd met die Here. Kom met hom in samesyn, hou gemeenskap met hom, deur gebed en deur aanbidding, rondom sy woord, sodat die Heilige Gees ons kan toerus en onderrig in die dissiplines van die Gees. En ons lewens so kan leef volgens God se reëls, volgens sy wil as daders van die woord. En die Bybel sê ons gaan die onverganklike kroon, die kroon wat nooit sal vergaan, asook die kroon van oorwinning in die hand van die Here Jesus ontvang. Halleluja. Prys die naam van die Here. Ons gaan volgende keer verder kyk na die ander krone wat daar op ons so kom ons bid. Here, ons gee al die lof, al die eer, al die aanbidding. U is 'n goeie God. U het nie nodig gehad om ons krone daar te stel. Ons verdien almal om verlore te gaan. Maar U het deur die groot genade ons gered en geregverdig deur die bloed van Jesus. Dankie dat ons hierdie kosbare bloed van Jesus vir ons kan bloed vir ons gesinne. En dat U die Here is wat vir ons elke dag seën. Ons loof U daarvoor, Here. Sê vir U baie dankie dat U in die goedheid en guns en die barmhartigheid besluit het om ons te beloon. Dat U vir ons daarop erke gestel het.
ons kan voltooi.